Ja, namens die DASCO, vir almal van julle wat ingeskakel is vanaand, baie welkom. Welkom terug vir 'n klomp van julle. Na verlede week se aanbieding is dit baie lekker om vanaand vir Dr. Nina Miller van Velden te verwelkom van die Universiteit van die Vrystaat se departement van Nuwe Testament. Nina, ons sien baie uit om na jou te luister. Baie dankie, Kobus, waardeer en ja, ook in Leon se afwesigheid, sommer net baie dankie. Dis goed om weer so by mekaar te wees. Die van julle wat nie verlede week ingeskakel het nie, Marius het vir ons 'n redelike uitvoerige oorsig gegee net in terme van hermeneutiese beginsels en 'n paar baie behulpsame bronne ook gedeel en modelle wat ons kan gebruik. Ek gaan kortliks 'n teoretiese insetsel lewer in terme van 'n artikel, 'n boekhoofstuk eintlik wat ek nogals behulpsaam gevind het vir myself in die lig veral van die konflik wat ons konstant ervaar rondom Bybelinterpretasie in ons kerklike geleedere. En dan gaan ek 'n skuif maak na meer 'n tematiese toeligting met die tema hoe gedink oor God se familie vanuit 'n Nuwe Testament perspektief. As daar Ou Testament perspektiewe is, dan gee ek dit graag aan my kollegas in die Ou Testament oor om verder toe te lig. Maar my bedoeling hiermee is om bietjie 'n brug te probeer slaan tussen ons hak vas by konflik en ons verskil en ons kom agter ons kan nie met mekaar praat nie, na eintlik maar iets wat in myself leef is soeke na, is daar dalk metafore of beelde in die Bybel, in hierdie geval spesifiek dan die Nuwe Testament, wat ons miskien kan help om net op 'n manier vir mekaar te sê, goed, ons weet ons verskil oor 'n paar goed, maar waaroor stem ons ten minste dan nou saam? So, ek wou sê, dis die method in the madness in terme van my verloop vandag van die aanbieding, en ek gaan dan nou sommer wegval met die inleidende gedeelte, die teoretiese insetsel, en dit kry ek uit 'n boek met die titel Initiation into Theology. Dit is 'n 1998 publikasie met 'n versameling hoofstukke onder redakteurskap van Simon Marmella en Adria Koenig. En as jy kyk na die inhoudsopgawe, sal jy sien die eerste gedeelte van hierdie boek het 'n baie handige teologiese oorsig, alles vanaf die eerste 19 eeue regdeur tot die 20ste eeu, en dan uiteindelik eindig in hoofstuk 15 by die teologiese uitdagings van ander godsdienstige tradisies. So dit op 'n teologiese vlak, maar dan op 'n hermeneutiese vlak. En Diana, ek dink jou mikrofoon is aan. Dan op 'n hermeneutiese vlak dan in gesprek te gaan daarmee en te sê, goed, maar wat is die verskillende benaderings, minstens dan nou tot op daai stadium, wat bietjie uitgepak kan word, en ek gaan spesifiek dan stil staan by Dirkie Smit se insetsel oor Bybelse hermeneutiek in die 20ste eeu, nie omdat ek vasgevang is in tyd nie, maar omdat ek dink hy regtig opmerkings maak en 'n bespreking deurgee wat net sowel, dink ek, vir die eerste kwart van hierdie eeu ook nog geldig is. En ons sou verder kan gesels daaroor, miskien reken van julle daar was al intussen bietjie ontwikkelinge, maar hierdie hoofstuk help my nog steeds met die gesprek op die stadium, veral as ek dink oor hoekom is dit dat ons mekaar nie kan hoor nie, wat lê eintlik daar agter. So, in terme net van die hoofstuk wat Smit dan op die tafel sit, hy gee eintlik maar 'n oorsig oor die verhaal van Bybelse hermeneutiek in die 20ste eeu, spesifiek dan nou vanuit 'n perspektief van die Weste, en hy sê ook redelik vinnig dat dit nie maklik is om so 'n oorsig weer te gee nie, maar sy aanpak is dan om te sê, wat is die spesifieke konflikte van interpretasie wat ervaar word. So ek het gedink, dis nogals 'n handige sleutel om bietjie te grawe en te sê, goed, as ons sê daar is konflik van interpretasie, watter soorte konflik is dit? So dis bietjie van 'n benoeming en beskrywingsoefening. Hy sê tereg op daai stadium, ek dink ons sou desnog te meer vandag kan saamstem, dat die kenmerk van die tyd is dat daar konflik van interpretasies is, en dat verskillende Christene die Bybel op verskillende maniere lees, gebruik en interpreteer, en ek dink absoluut die 21ste eeu, en ons sien dit maar in ons kerklike debatte, of selfs die onvermoë om te praat met mekaar, ons kan nie eers debat voer nie, dat ons hierdie patroon eintlik maar voortsit.
So die 5 soorte konflik wat hy dan identifiseer, is die konflik tussen verduidelik en verstaan, konflik oor die vraag wie mag nou eintlik die Bybel lees, konflik oor hoe ons dink oor lees, die aktiwiteit van lees, konflik oor die verantwoordelikheid van lees en dan konflik oor die Bybel self. En ek gaan nou hierdie 5 konflikte, soos wat Smit dit ook verduidelik, weergee. Terloops, ek stel die boek voor omdat ek dink dit regtig toeganklik geskryf is. So as jy 'n eksemplaar daarvan in die hande kan kry, ek sien dit is op Loot nog beskikbaar, is bietjie 'n stewige prys, maar ek dink dit kan regtig help ook as al lidmate is wat graag meer sou wou weet. Dit is regtig in 'n toeganklike styl geskryf. So die eerste konflik is dan die konflik tussen verduidelik en verstaan, en Smit begin deur te sê, maar as dit nou hierdie veelvuldigheid van eksegetiese metodes en benaderings, ons het dit nou gemaak tot in die 20ste, 21ste eeu, ons het hierdie hele gereedskapskis tot ons beskikking, wat moet ons nou eintlik daarmee doen? En dan sê hy, daar's in breë dan nou 3 opsies, party sal eenvoudig hulle gunsteling of hulle beste enkele metode vir 'n interpretasie kies en dan voet by stuk daarby hou, ongeag wat die konteks is of wat die teks is. Ander sal weer sê, maar dalk is daar 'n beste opsie vir 'n spesifieke geleentheid of 'n spesifieke teks. Mens weet daarom nou van meer as een benadering tot tekste. As jy nou teologiese opleiding het, jy kan jou keuse uitvoer. En dan kan jy dalk soms 'n bietjie soos 'n verkleermannetjie voorkom, maar ten minste gebruik jy dan 'n mate van onderskeiding in terme van hoe jy tekste benader en lees. En dan die laaste opsie is diegene wat probeer om redelik konsekwent al die metodes in een interpretasie te probeer kombineer. Maar natuurlik, dis 'n redelike komplekse proses. So in Hebreë sê hy, dis hoe mense nou met die veelvuldigheid van metodes en benaderings probeer omgaan. Maar wat hy dan opmerk is dat ons eintlik 'n baie groter probleem het as eenvoudig 'n ooraanbod van metodes en benaderings, om nou sonder my woorde te gebruik daar. Want hy sê ons het metodes en dit is nou die manier waarop ons tekste kan verduidelik of analiseer of bestudeer, maar die vraag is dit genoeg om iets te kan verduidelik? Moet mens nie miskien meer kan doen as net verduidelik nie? En uiteindelik wil mens tog nou nie net kan verduidelik nie, jy wil ook by verstaan kan uitkom, by understanding. En wat Smit sê is dat ons waarskynlik nie so seer konflik beleef in terme van die prosesse van verduideliking nie. As mens nou vertroud is met bietjie hermeneutiese ontwikkeling, dan weet jy, daar is nou verskillende soorte benaderings. Jy het al 'n idee waar hulle inpas in die ontwikkeling van hermeneutiek, van Bybelwetenskappe, maar dat die konflik dalk eerder op die understanding vlak lê, die verstaan vlak lê, en dat mense eenvoudig dalk selfs deur dieselfde metodes te gebruik, by radikaal verskillende plekke kan uitkom wanneer hulle dan tekste begin interpreteer. En hy sê daar is bietjie van 'n spanningsveld, met ander woorde, tussen hierdie ek kan iets verduidelik en uiteindelik dan ook ek kan dit verstaan. So dit is vir hom nou nogals sentraal tot hierdie eerste konflik. En dan gaan hy verder en hy gee 'n bietjie van 'n oorsig oor die ontwikkeling van filosofiese hermeneutiek, wat ek dink nogals waardevol is. Ek gaan dit nie in detail bespreek nie. Maar hy sê dis tog goed dat ons onsself net herinner dat daar al redelik vroeg stemme was wat krities was oor die verabsolutering van wetenskaplikheid en historiesiteit, en uiteindelik dan bietjie dieper begin vra het, maar hoe werk prosesse van interpretasie spesifiek wanneer daar dan 'n leser betrokke is met 'n subjektiewe wêreldbeeld, hele gros ervarings, agtergrondkonteks wat dan nou daar kom. So julle sal van hierdie name en gesigte sekerlik goed herken. Schleiermacher wat gesê het ons kan nie net gaan op grammatikale interpretasie nie, maar dat ons na 'n dieper bedoeling of betekenis van die outeur moet gaan soek. En as mens dink wanneer Schleiermacher dit gesê het, is dit eintlik nou nogals betekenisvol om te sien hoe vroeg daai gesprek alreeds begin het.
iemand soos Dilsey wat gesê het, maar hoe verstaan ons onsself in verhouding tot geskiedenis, dat ons op 'n manier ook met 'n historiese bewussyn moet werk as ons besig is met interpretasie en moet verstaan dat ons deel is van 'n groter verhaal. Ons is ook tog nou nie die eerstes wat met tekste besig is en omgaan en betekenis daaraan soek nie. Heidegger wat weer vrae gevra het oor die ontologiese aard van hermeneutiek, om te sê dat ons eintlik besig is met 'n soeke na die verstaan van die lewe self. To be human is to attempt to understand, en dat tekste op 'n manier deel is van daardie proses. Dat taal wat natuurlik nou die manier is waarop tekste aan mekaar gesit is, 'n tipe huis van sein is, waardeur ons realiteit kan ontdek en kan interpreteer. Gadamer, en julle ken waarskynlik hierdie illustrasie ook goed met sy beskouing van die horisonne wat moet ontmoet, die horison van die teks en die horison van die leser, en dat waar dit oorvleuel verstaan dan ook plaasvind. En dan recur, ek het dit nou juist lekker vandag met die studente ook in die klas behandel, die hele gedagte aan die hermeneutiese spiraal, en dat ons moet verder beweeg as dit 'n eerste lees van tekste, die kritiese vrae ook maar kan vra, maar dan 'n tipe tweede naïwiteit ook daarmee saam met 'n terugkeer na die teks. So dit was nou net so vinnige voelvlug oor so 150 jaar se filosofiese insette, maar om eintlik maar net te sê dat Bybelse hermeneutiek het baie van hierdie filosofiese hermeneutiese gedagtes oorgeneem. Ons herken van hierdie perspektiewe, ons beoefen dit self ook in ons eie hermeneutiese prosesse. Maar dat ons in gedagte hou die verskil tussen om tekste in die Bybel te kan verstaan, ek wil amper sê die boublokkies op die tafel te kan neersit en uiteindelik dan die verduideliking daarvan, om dit weer op 'n manier by mekaar te sit in 'n sinvolle geheel. En dan, soos wat hierdie filosofe ons tereg ook al vroeg reeds begin herinner het, dat die verstaan van die Bybel nie 'n objektiewe proses is nie, maar dat daar vlees en bloedlesers ook by betrokke is. Ons is nie maar net besig met 'n wetenskaplike proses nie. So dit dan kortliks die konflik, soos identifiseer deur Smit, tussen verduidelik en verstaan. Die tweede konflik gaan dan oor die vraag, maar wie mag nou eintlik die Bybel lees? En hy vra 'n paar vrae wat mense nogals bietjie laat dink, en dalk nie so eenvoudig is om te antwoord nie, maar aan wie behoort die Bybel? En wie het die reg om die Bybel te lees en interpreteer? En wie mag daarop aanspraak maak dat hulle weet hoe om die Bybel te benader, te lees, te gebruik, te verstaan? As ons sê dat verskillende mense uiteindelik dan verskillende interpretasies op die tafel gaan sit, dan is die volgende vraag, maar is alle interpretasies reg en aanvaarbaar? En as ons antwoord is nee, wie bepaal dan nou ook die kriteria daarvan? Ja, tipies met klomp vrae wat mens aan die dink sit. Herinner ons dan ook wie ons is, maak natuurlik 'n verskil aan hoe ons lees, en binne die hermeneutiese kringe verwoord mense dit dan ook op verskillende maniere, en van hierdie woorde sou julle dalk al opgetel het, as julle self bietjie opgelees het oor hermeneutiek, maar party praat eenvoudig van die belang van konteks. So as ons sê, wie mag die Bybel lees, dan moet ons verreken uit watter konteks hulle kom, die sogenaamde kontekstuele hermeneutiek. Anders sal weer praat van sosiale ligging, of social location, wat dikwels bietjie van 'n sosio-politieke dimensie het, in die agterkant van daai vraag of opmerking. Anders sal sê, maar wat is die interpretatiewe belange van die betrokke leser of lesers? Wat is dit wat jy soek in die teks? Wat is jou bedoeling? Wat is jou eindpunt? Hoekom is jy doenig hiermee? Dan die gemeenskappe van interpretasie is weer 'n ander konsep wat ons soms optel. Wie is die groep wat beïnvloed watter konvensies jy sal volg, wat se reëls, wat se praktyke wanneer jy die Bybel lees? En dan noem hy dat daar ook die amptelike interpretatiewe kultuur is, byvoorbeeld die kerkverband waarin jy staan, die tradisie, in ons geval is ons binne die gereformeerde tradisie, dis 'n bepaalde amptelike
struktuur of konteks ten minste waarbinne ons dan staan, maar daar's ook nie amptelike interpretatiewe kultuur. So dit sou iets kan wees, maar soos jou spesifieke gemeente se doenig wees met die Bybel. Hoe julle dalk wandel in die woord as beginsel by kerkraadsvergaderings sou 'n voorbeeld daarvan kan wees. Hy onderskei verder tussen verskillende soorte gemeenskappe van interpretasie en in Hebreë dan ook wat hy sal noem die 3 ruimtes of domeine van teologie. En dit is dan naamlik die kerk, die akademie en die samelewing. Maar sê hy dan ook, dis belangrik dat ons onthou, binne elk van hierdie gemeenskappe is daar natuurlik geweldige diversiteit op sigself, maar desnog te meer as hierdie verskillende ruimtes met mekaar in gesprek moet begin tree. En ek dink ons sien dit gereeld ook, die van ons wat in die akademie is, as mens begin vra of navraag kry uit die kerklike kringe, of selfs in die breë samelewing, dat daar soms 'n werklike spanning, dink ek, is tussen die verskillende ruimtes, die verskillende gemeenskappe van interpretasie, en selfs dan die vraag gevra word, wie mag nou eintlik die Bybel lees, wie se stem weeg die swaarste in die lees en interpreteer van die Bybel. Maar soms wonder ek ook of ons nie hierdie spanning tussen die verskillende ruimtes dalk bietjie aanvuur, en soms dalk spanning sien wat daar nie is nie. As ek sommer dink uit my eie ervaring met lidmate in kerklike kontekste wat nuuskierig is oor waarmee is mens doenig in die akademie en opreg vra, nie omdat hulle jou wil uithaal daaroor nie, maar omdat hulle leergierig is en meer wil weet. Dieselfde met dalk persone wat nie kerklik betrokke is nie, sou uitvra oor 'n mens se navorsing en dan eintlik 'n baie lekker gesprek kan voer daaroor. So ek het sommer vir myself net so klein aantekening gemaak oor hierdie spanning. Ja, is dit altyd werklik of vuur ons dit soms ook maar dalk bietjie aan onnodig so. Daar's natuurlik aan verskillende moontlike reaksies op hierdie verskillende gemeenskappe. In sommige kontekste sou party meen moet bepaalde sosiale liggings en kontekste altyd die voorkeur kry. So dit sou diegene wees wat sê hulle kies om met 'n baie spesifieke lens en kontekstuele bewussyn tekste te benader, en voet by stuk, dit is altyd die lens wat hulle sou gebruik. 'n Ander groep lesers sou dalk sê, wel die konteks waarbinne jy jouself bevind moet jou lei in terme van die konvensies en die reëls wat jy gaan gebruik vir jou interpretasie, so 'n bietjie meer plooibaarheid daarso, vermoë ook dalk om sensitief te wees vir die konteks waarbinne jy is. En dan 'n derde groep sou moontlik sê, wel, kom ons probeer al hierdie verskillende kontekste konstant mekaar te laat ontmoet en in dialoog met mekaar te tree. Met ander woorde, hoe gaan ons samelewing, akademie, kerk altyd by mekaar probeer uitbring? Dit dink ek is 'n baie goeie beginsel, maar ek weet nie of dit altyd so moontlik is nie. Maar ek moet sê, ek self voel gemakliker daarmee as om te sê, wel, mens moet altyd kies vir slegs 'n akademie of slegs 'n kerklike of slegs 'n samelewingsruimte as maatstaf vir interpretasie. Die vraag wat dan op die tafel kom is, wanneer is iemand wel 'n bevoegde leser van die Bybel? So dit is so dat die Bybel gelees word deur mense uit verskeie kontekste, maar is dit eenvoudig om die Bybel net op te tel en lees, of hoe sou ons mekaar daarmee kan help? En dit bring ons dan by 'n volgende konflik, sê Smith, en dit is nou juist die konflik oor lees. Vrae soos, wat doen ons wanneer ons die Bybel lees, en wat beteken dit nou eintlik as ons lees? Wat doen ons met en aan die teks wat ons lees? En hier verwys hy dan na die ontwikkeling van literêre kritiek wat regtig vir ons eintlik beter begrip gegee het oor hierdie tipe vrae, dat ons weet die Bybelse dokumente is tekste met literêre eienskappe, en ons het toegang tot goed soos resepsie-hermeneutiek en kommunikatiewe hermeneutiek en selfs gehoor kritiek. En net weer dan 'n herinnering hoe aktief lesers betrokke is by die leesproses,
en dat lesers ook medeskeppers is van betekenis, dat ons nie eenvoudig maar net afgeronde betekenis wat reeds netjies in 'n teks verpak is, moet uitdelf, soos argeoloë nie, maar dat ons regtig saam skep aan daai betekenis. En Marius het nogals verlede week die hele beginsel van die dialoog, die voortgesette dialoog, vir ons baie goed toegelig in daardie verband. So die gevolg is dat ons bewus moet wees van hierdie proses, maar ook moet raak sien dat ons nou nie die eerste lesers is van die tekste nie. Daar was eerste lesers van Bybelse tekste gewees. Ons het inderdaad dan nou ook 'n lang resepsiegeskiedenis wat ons in ag kan neem, en dan sit ons met hedendaagse kontemporêre lesers wat eintlik maar voortgaan met hierdie proses. So tot 'n groot mate dan 'n stuk demokratisering van Bybelse interpretasie, die toeganklikheid eintlik van Bybelse interpretasie wat 'n waardevolle geskenk is natuurlik wat die reformatie vir ons gebring het. Maar weer dan die vraag, is alle interpretasies ewig geldig? En ek moet sê, dit is nogals 'n vraag wat ek gereeld ook met die studente oor gesels. Net omdat 'n mens kan op 'n sekere manier iets interpreteer, beteken dit dat jy noodwendig moet, of is dit noodwendig behulpsaam om dit te kan doen? Weereens in terme van hierdie gesprek oor die verskillende sienings en beskouings van lees wat ook maar op konflik uitloop, dan verskillende moontlike reaksies. Binne die kringe van die dekonstruksie, waar daar uiteindelik gesê het, wel, daar's geen inherente betekenis in tekste nie, slegs die betekenis wat ons daaraan gee, en daarom is alle interpretasies eintlik maar ewe goed of ewe sleg, afhangende van hoe optimisties jy oor die lewe is. Ander wat jy sal sê, ons kan alle lesings as geldig beskou, maar wel dan binne bepaalde lesersgemeenskappe nog steeds moet onderskei wat is die beste lesing, en belangrik dan dat ons dit doen in diverse gemeenskappe, waar ons juis 'n mate het van mekaar ook kan uitdaag en vra oor ons interpretasies, en leer om te luister ook na verskillende interpretasies. En dan sien mens ook iets van hierdie mate van beheer wat nodig is, so die herinnering, nie alle lesings is dalk ewig geldig nie. Daar is in sekere situasies natuurlik meer gepaste en meer verantwoordelike lesings, en soms help die teks onsself daarmee, soms help 'n bietjie teologiese agtergrond 'n mens daarmee, soms help jou medelesers of jou tradisie jou daarmee. En dit sal natuurlik nou verskil van teks tot teks. Die voorlaaste konflik is dan die een oor die verantwoordelikheid van lees, en hier gaan dit regtig oor die rol van mag en invloed, en eintlik wie die leser is, en bepaalde interpretasies op die tafel dan ook sit. Mens dink veral dan hier ook aan die rol van predikante, van teoloë, van dosente, wat 'n mate van gesag het weens die posisies wat ons beklee, maar dit natuurlik nou ook met groot omsigtigheid moet benader. Soos David Tracy gesê het, sometimes interpretations matter. Ons dink aan die interpretasie van die Bybel self, hermeneutiek, eksegese, die produkte van ons interpretasie, geskrewe teologie, die boeke, as jy instap by 'n geestelike boekwinkel, wat tel jy op, watter tipe teologie is daarin, die artikels wat geskryf word, ook in iets soos die kerkbode of in die vrypos, en preke, en natuurlik prediking as geweldige invloedryke handeling, waar mens met omsigtigheid die woord dan ook moet interpreteer en met mense daarmee op reis moet gaan. Hierso help net so bietjie die herinnering aan die hermeneutiek van suspisie, hermeneutics of suspicion, en die sogenaamde meesters van suspisie, wat dan as voorbeelde voorgehou word, is byvoorbeeld Karl Marx, wat herinner daaraan dat 'n mens bedag moet wees op die belange betrokke by die lees van tekste en die interpretasie daarvan. Wie se belange word gedien deur 'n bepaalde lees? Iemand soos Nietzsche, wat weer baie krities was oor die mag betrokke by die leesproses, en wie se mag dit is wat bevorder word deur 'n bepaalde leesvoorstel.
En dan as ons nou na die psigoanalise beweeg, iemand so Sigmund Freud wat weer die herinnering op die tafel gesit het van wees bedag op onbewustelike invloede, ook in die leesproses. Dit beteken nie mens hoef saam te gaan met hierdie 3 figure se benaderings in totaliteit nie, maar ek dink elkeen bied tog iets van waarde net in terme van die omsigtigheid wat nodig is ook in terme van die leesproses. Daarmee saam dat ons ook vir mekaar sê, ons hoef nie onkrities elke interpretasie as vanselfsprekend te aanvaar nie. As ons dink aan ons eie land se geskiedenis, die rol van Bybelinterpretasie ook daarin, dink maar aan byvoorbeeld ook gesprekke rondom gender, en die huwelik en dis meer, mens sou dit kan vat na klasseverskille, taal, noem maar op. Ek wil amper sê al die kontroversiële kwessies sou waarskynlik hier as voorbeelde kon dien. Uiteindelik gaan dit dan daaroor dat ons tipe etiek van lees of 'n etiek van interpretasie en selfs 'n etiek van skryf ook moet bedink. Vir onsself afvra, hoe doen mens dit ook op 'n etiese manier? Die Bybel wat al dikwels gesien is as 'n site of struggle, as 'n ruimte waar verskillende etiese belange ook gebots het, en dan ook die herinnering om onsself dat ons waaksaam moet wees teen ideologiese interpretasies wat die Bybel spesifiek dan as 'n wapen inspan, met die oog op ek wil amper sê geweldvoering in verskillende forme, en vra oor verantwoordelikheid wat met ander woorde dan ook noodsaaklik is. Selfs net vra oor retoriek. Wie sê wat oor die Bybel? Vir wie sê hulle dit en waarom sê hulle dit? Dat ons daaroor ook bietjie nadink, vir onsself, maar ek dink ook vir onsself as 'n geloofsgemeenskap. So die vraag is dan, hoe gemaak, as daar dan al hierdie konflik is oor die verantwoordelikheid wat saamgaan met lees? Wel, een opsie sou sê, ons moet eenvoudig elke moontlike gebruik van die Bybel verwerp, want potensieel kan enige leesmos dan nou onverantwoordelik wees of teen sekere persone gebruik word. Nog 'n opsie sou wees om te sê, nee, ons beywer onsself, maar eerder dan vir verantwoordelike interpretasie. Ons wil tog nou nie die Bybel uitgooi nie. Ons glo dat God vandag steeds met ons praat en met ons op reis is, en dat die Bybel ook 'n bron is waaruit ons God se stem kan hoor. Maar dan weer die vraag, wanneer is die leser bevoeg? Wanneer is 'n interpretasie verantwoordelik? En hoe weet ons dat ons self die Bybel verantwoordelik lees? Want dit is natuurlik mos nou maklik om te identifiseer as jy dink iemand anders lees die Bybel onverantwoordelik, maar is ons ewe krities oor ons eie omgang met die Bybel? Die laaste een dan, wat Smit toelig, is konflik oor die Bybel self, die aard van die Bybel. En binne die verskillende ruimtes waarin die Bybel dan ook gelees word, vervul dit ook verskillende funksies. So nie noodwendig uitsluitend nie, maar binne geloofsgemeenskap is die fokus op die Bybel tog dat dit 'n godsdienstige dokument is, wat ook die doel dien van geloofsvorming en groei by gelowiges. In die samelewing sou dit dalk as 'n klassieke kulturele werk gesien kan word. Blykbaar die boek wat die meeste gesteel word uit boekwinkels is mos nou maar die Bybel blykbaar. Maar in daai opsig dan nou maar 'n indrukwekkende kulturele werk, maar nie noodwendig met enige godsdienstige dimensie nie. En in akademiese kringe dan weer fokus meer daarop dat dit 'n antieke literêre versameling is. Weer eens dink ek nie hierdie hoef uitsluitend te wees nie, maar in die breë dan nou net herinnering aan die verskillende nature van die Bybel in verskillende ruimtes. Die grootste bron van konflik, sê Smit, en dit was vir my nogals, ek amper sê die nugget wat ek wegvat op die ouend is, hoe beskou ons die aard van die teks? Dat dit die vraag is wat eintlik onder 'n klomp van die konflik wat ons beleef met interpretasie lê. Hy sê as ons by daai vraag eers stil staan en hoor hoe verskillend mense antwoord op die vraag, wat is die aard van die Bybel, wat is die aard van Bybeltekste,
daarna kan ons begin beweeg na hoe dink ons oor die aard van interpretasie of sekere interpretasies, maar die vertrekpunt dalk eerder moet wees, wat is die Bybel vir my en vir jou? Hoe benader ek die Bybel? Selfs hoe praat ons oor die Bybel? As ons dink oor uitdrukkings soos die Bybel as onfeilbare woord van God, of die Bybel as ewige vaste waarheid, of die Bybel as die enigste ware bron van kennis, of God se woord in mense taal. Al hierdie beskrywings veronderstel sekere hermeneutiese benaderings onderliggend. En miskien sou 'n gesprek hieroor op 'n stadium, en dalk sou ons aan die einde bietjie daar kan praat, goed wees. Maar dalk ook net soms vir jou lidmate kan vra, as jy die Bybel moet beskryf, wat is die Bybel vir jou? En regtig fyn luister en hoor wat hulle sê, eerder as wat mens begin by ons verskil oor hierdie interpretasie van 'n teks, dan eindig ons miskien op 'n ander plek. Die uiteindelike voorstel dan, wat Smit op die tafel sit, is dat ons moet dink oor 'n teologiese hermeneutiek. Hy sê genadiglik dink hy nou nie konflik op konflik is die enigste opsie nie. En dat die meerderheid teoloë en Christene tog steeds die Bybel lees met 'n vertroue, 'n verwagting, die teks ook nader as iets waar binne transformasie en groei kan plaasvind, en dat ons hermeneutiek dan ook beoefen, ten minste vir die meerderheid van mense wat die Bybel lees, met 'n soeke na instemming, na deelname, vertroue en transformasie. Die merkers of die kontoure wat hy dan mee afsluit, en wat ook dan die einde van hierdie gedeelte van die aanbieding is dat 'n teologiese hermeneutiek berus op respek. En hy maak dan nogals baie van die andersoortigheid op verskillende vlakke waarvoor ons hoort respek te hê. In die eerste plek respek dat ons werk met antieke tekste wat andersoortig is, maar ook die andersoortigheid van ons lewende tradisie, tradisie wat natuurlik voortgeset nog geskryf word en ontdek en ontwikkel word, 'n respek vir die andersoortigheid van ander lesers, respek vir die andersoortigheid van nuwe kontekste, nuwe werklikhede ook waarmee ons gekonfronteer word, en dan respek ook vir die kritiek van ander op ons eie interpretasies. Maar dan sê hy die sleutel kontour vir respek is waarskynlik respek vir die ander, en dan met 'n hoofletter A, respek vir God as gans andere wat juist gekies het om deur woorde, tekste, taal ook tot ons te kommunikeer, en in wese dan ook die lewende een is wat betrokke is by al hierdie vlakke van andersoortigheid, maar uiteindelik ons dan ook rig. Dis dan die eerste deel van my aanbieding, en soos ek gesê het, die bedoeling nou is om te sê, goed, baie bewus van hierdie verskillende vlakke van konflik, wat Smit dan nou ook uit mekaar haal en op die tafel sit, wat ek dink regtig help vir verstaan waarom ons met mekaar vassit en dalk verskil oor sekere sake. Dan net te sê, goed, maar as ons nie wil bly by 'n plek van verskil en konflik nie, hoe kan die Bybel ons wel help in terme van 'n metafoor dalk, om ons gemeene delers ook net weer te vestig. En die metafoor wat ek gekies het is die een van familie, maar spesifiek dan ook die praktyk van aanneming en die taal van aanneming, soos wat ons dit kry in die Nuwe Testament. En ek sal graag dat ons bietjie daaroor ook gesels, en julle gedagtes ook daaroor hoor. So, waarom hierdie tema? Ons het nou al hierdie konflikte, is al metafore wat ons kan help. Inderdaad, dink ek dan die beeld van die huishouding van God, soos in die Nuwe Testament, is 'n handige beeld. Maar ek dink ons kan ook soms hierdie beeld van die huishouding of familie van God baie gemaklik begin rondgooi, en miskien die radikaliteit daarvan miskyk, veral as ons nie die taal, dink ek, van aanneming, wat ons dan spesifiek in Paulus se tekste kry, verreken nie. So, net as 'n vertrekpunt, hoe het familie en huishoudings in die tyd van die Nuwe Testament gelyk? Wel, dit was natuurlik veel meer as net 'n stereotypiese kernfamilie.
van 'n pa en 'n ma en 2.2 kinders. Dit was veel eerder die uitgebreide familieopset wat beide bloedfamilie en nie bloedverwantes ingesluit het nie. Almal wat op 'n manier verbind was aan die familienaam sou as familie of as deel van die huishouding geag word. En binne hierdie konteks dan onder die sorg en die gesag van 'n pater familias, 'n hoof van die huishouding, of die vader van die familie, en hy sou dan wetlik en sosiaal die gesag gedra het in daardie konteks. Een van die kernfunksies van diegene wat deel is van die huishouding was om die eer van die familienaam ten alle koste te laat behoue bly. Jy moes jou plek geken het, volgens die reëls van die tyd opgetree het. Dit was bepaal deur jou ouderdom, deur jou geslag. Was jy 'n eienaar, was jy 'n slaaf, as jy in 'n elite familie was wat 'n slaaf as deel van die huishouding gehad het. Maar daar was baie duidelike grense gewees en die idee was dat almal wat binne die betrokke familie of huishouding is, daardie grense moet help handhaaf ter wille van die groep se voortbestaan. En daar was geweldige klem dan ook op goeie morele gedrag en karaktervorming. Wat mens tipies dan optel in hierdie konteks is baie sterk die gedagte van ons teenoor hulle. Die idee dat selfs deur middel van stereotyperinge en karikature ons eie identiteit as huishouding, as familie in plek hou teenoor die hulle wat nou buite die grense van ons huishouding beweeg. En huishoudings is dan ook op 'n sosio-politiese vlak gesien as die bousteen vir die ganse samelewing. So die stabiliteit en die ondersteuning wat jy gekry het deur goeie en gestruktureerde en begrensde huishoudings het natuurlik dan ook 'n politieke doel gedien om te verseker dat die samelewing eintlik stabiel is. Die keiser het homself ook gesien spreekwoordelik as die pater familias van die ganse ryk. So hierdie kan amper sê huishoudingswaardes het 'n geweldige belangrike rol gespeel, nie net vir die spesifieke groepe nie, maar vir die ganse samelewing. Binne hierdie konteks en ek wou iets oor familie eers net sê sodat ons dan nou die praktyk van aanneming in die antieke tyd bietjie beter kan verstaan. Was aanneming 'n wetlike en 'n gereguleerde praktyk as ons spesifiek dink aan die Romeinse konteks, eerste eeuse konteks van die Nuwe Testament ook, spesifiek dan in elite families. En die hoofdoel hiervan was nie soos wat ons nou vandag met edele motiewe aanneming sou oorweeg ter wille van die groei van 'n familie of dalk selfs met die bedoeling om nood te verlig. Die bedoeling eenvoudig in die antieke tyd was om te verseker dat daar 'n manlike erfgenaam sou wees, dat die eiendom wat in jou huishouding en jou familie is beskerm word en dat die familienaam voortgesit sou word. Die boustene van 'n tradisionele patriargale samelewing soos wat dit was in daardie tyd. En van die bekendste voorbeelde wat ons het dan van hierdie aanneminge in elietkringe is op politieke vlak. As mens dink aan Julius Caesar, wat Octavian aangeneem het, wat later dan nou as Augustus bekend geraak het. So, sommer net 'n voorbeeld van strategie in terme ook van hierdie praktyk. Maar belangrik om raak te sien is dat die aanneming van slawe baie ongewoon was. En dit is veral belangrik as ons nou na die tekste gaan kyk. Maar jy sou nie sommer 'n slaaf aanneem as jy in 'n elite familie was nie. Daar is twee soorte aanneming gewees. Die een het bloot bekend gestaan as adoptio. En dit was die oordrag van hierdie paternal power, die mag van die vaderskant, basies van 'n vry persoon vanaf een hoof van 'n huishouding na 'n ander. En hulle het selfs 'n simboliese handeling gehad daarvoor, 'n tipe verkoping wat plaasgevind het. So jy het basies 'n nuwe hoof oor jou gekry. Dit was wat sou gebeur het tydens so 'n proses, oorgedra van van jou ou familie na jou nuwe familie. En hierdie tipe praktyk, hierdie vorm van aanneming was dikwels dan met betrekking tot kinders gewees of volwassenes wat nog wetlik afhanklik was.
Dan was daar 'n tweede vorm gewees, die adrogatio, wat die aanneming was van persone wat nie op daai stadium onder iemand se potestas, se toesig of se oorsig was nie. Gewoonlik was dit 'n onafhanklike manlike hoof van 'n huishouding alreeds, wat dan enige kinders en eiendom saam aangeneem het. En dit was eintlik die vrywillige opgee van jou onafhanklike status, sou in so 'n proses gebeur het. So jy was 'n vry persoon, wat dan saam met alles wat aan jou behoort het, dan onder iemand anders se heerskappy, as ware dan, ja, oorgegaan het. In terme van aanneming is dit belangrik dat ons besef, as 'n wetlike proses was dit ook net moontlik vir vry mense gewees in die antieke tyd. 'n Slaaf kon nie wetlik aangeneem word nie, eenvoudig omdat 'n slaaf nie 'n wettige persoon was nie. 'n Slaaf is gesien as eiendom, hulle het geen wettige familiebande gehad nie, en enige verhouding tussen slawe, selfs tussen slaafouers en hulle kinders, was sonder wettige erkenning gewees. So as 'n eienaar in 'n elite huishouding tot op die punt sou kom wat hulle graag 'n slaaf wou aanneem, dan moet daai slaaf eers vrygekoop word om 'n vry persoon te wees met 'n wetlike status. En dan sou hierdie voormalige slaaf, wat dan 'n vrymens is, en 'n Romeinse burger wat dan beperkte regte gehad het, nie volle regte as 'n vrygekoopte nie, maar beperkte regte, kan dan aangeneem geword het deur die gewone wetlike prosesse, het sy die adoptio of odragatio, maar gewoonlik sou hulle eerder 'n kliënt gebly het van hulle eienaars en nie aangenome kinders geword het nie. So die uitsondering op die reël was regtig die aanneem van 'n voormalige slaaf. En die vraag sou dan wees, maar hoekom sou mens enigsins 'n voormalige slaaf aanneem? En weer eens hier dan die belang van die voortsetting van die erflating, die noodsaaklikheid om 'n erfgenaam te hê, 'n manlike erfgenaam wat die familie se naam en nalatenskap eintlik kan voorsit. So as 'n slaaf besonderse lojaliteit bewys het, en daar nie biologiese erfgename is nie, dan was dit 'n opsie gewees. Op daardie manier kon die voormalige eienaar van die slaaf dan verseker dat die erflating wel darm aan 'n betroubare persoon oorgelaat word. En in die proses natuurlik kry die vrygekoopte ook sosiale status. Hulle word nou deel van die pa se spreekwoordelike clan, word daardeur dan ook volledig 'n wetlike erfgenaam van die aangenome pa, asof 'n biologiese kind. En dis nogals 'n interessante, as mens net dink aan die konteks van die tyd, dat wanneer daai proses wel plaasgevind het, dan is alle bande met die vorige familie wetlik uitgevee, en jy het dan volledig deel geword van hierdie nuwe familie, waar jy aangeneem is. Maar natuurlik sosiale geheue was nou nie altyd so vergeetagtig gewees soos wat die wetlike implikasies was nie. En daarom was daar maar skugterheid gewees vir hierdie praktyk, alhoewel dit wetlik moontlik was, weens, wie sou waarskynlik sê, maar 'n mate van stigma wat daarmee gepaard gegaan het. So in beginsel in die Romeinse elite tipies verkies om vrygebore familielede eerder as slawe aan te neem, wat desnog te meer dan die taal wat ons kry in die Nuwe Testament net verder toelig. So ons weet dat familietaal in die metafoor van die familie gereeld in die Nuwe Testament voorkom. God wat natuurlik as Vader ook beskryf word, Christus as die Seun, gelowiges as kinders van God, en dat ons deel gemaak word van die familie van God. Daardie taal ken ons goed. Maar die vraag is, hoe word gelowiges dan nou eintlik deel van hierdie familie? En as ons Paulus se tekste gaan lees, dan is dit deur aanneming. En mens kan jou voorstel in die lig van die antieke konteks van aanneming en die opmerkings wat ek nou ook gemaak het oor veral bietjie die stigma wat daarmee gepaard gegaan het, dan is dit 'n geweldige radikale beeld wat gebruik word, want die taal wat Paulus gebruik is nie dat diegene wat aangeneem is was nou strategies nuttig om aan te neem nie. Hy gebruik spesifiek die taal van voormalige slawe wat aangeneem word en nou volledig deel is van die familie van God.
So, mens kan jou indink dat daai eerste gehore regtig as hulle die beeld gehoor het, 'n diep bewussyn gewees het van die radikale transformasie in status wat moontlik word deur die diepte van God se genade. En juist daarom het Paulus dan nou ook hierdie beeld kies, dink ek. Voorheen die klem dan op dat jy geen vryheid gehad het nie, geen toekoms, geen regte nie. Maar dan sien ons ook die taal van die Joodse agtergrond wat inspeel by die gebruik van hierdie metafore. Die taal van verbond, van uitverkiesing, van erflating, en selfs in die agtergrond dan ook ervarings van ballingsklap, van die voorouers, wat iets van hierdie slaafervaring ook aan hulle lywe ervaar het. Dit word ook glad nie as 'n individuele saak voorgehou nie, so in lyn met die gemeenskapsdenke van daai tyd, gaan dit elke keer daaroor dat jy deel word van 'n groter familie en eintlik maar ter wille van die familie deel word van die familie, nie ter wille van jouself as individu in die eerste plek nie. Interessant is dat die term vir aanneming, letterlik sonship or becoming a son, oethesia, nêrens in die Septuagint of in nie-Pauliniese geskrifte verskyn in die Nuwe Testament nie. Dit word wel 5 keer deur Paulus gebruik, en jy besef mens ook wat 'n meester Paulus net was in terme van kontekstuele teologie en taalgebruik. 3 keer in Romeine, 1 keer in Galasiërs en dan 1 keer in Efesiërs, en vir die doeleindes van hierdie gesprek dan ook Efesiërs as deel van die Pauliniese literatuur. So wat ek nou gaan doen is so ietsie net elke keer sê oor die konteks van die brief self, en dan dat ons kyk na die tekste en die spesifieke taal wat gebruik word, en dalk is daar iets van waarde in, net in terme van wat is ons vertrekpunt as ons met mekaar praat ook, te midde van konflik en verskil. So die konteks van die Romeinebrief, en ons gaan begin met die 3 verwysings in die Romeinebrief, is natuurlik dat daar spanning was tussen Joodse en nie-Joodse gelowiges wat nou in een gemeenskap by mekaar moet kom, en Paulus wat in hierdie brief dan eenheid bepleit. En hier hoor mens dalk ook nou maar 'n bietjie 'n oproep tot ons eie konteks weer, bepleit eenheid, plaas die klem daarop dat redding deur geloof in Christus kom, nie deur jou etnisiteit of enige getroue navolging van die Torah nie. Maar Paulus wat natuurlik nou ook self goed vertroud is met die Joodse konteks, en dan ook beskryf in die Romeinebrief hoe God steeds voortgeset getrou ook is aan Israel. So die eerste verwysing kry ons in Romeine 8, en ek gaan dit sommer so lees. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En ek moet sê, toe ek nou self vanmiddag weer die tekste lees, met hierdie konteks van aanneming van die antieke tyd in my agterkop, en die hele gedagte spesifiek dat Paulus eintlik by herhaling beklemtoon, dat jy as 'n slaaf vrygekoop is en toe aangeneem is, net weer die radikaliteit van die genade net weer besef. Julle sien, ek het ook moeite gedoen om die taalgebruik hier rondom in kleur aan te dui. Dis uit die 2020 vertaling. So die gees van verslawing is juist die gees van om 'n slaaf te wees, verslaaf te wees, in terme van antieke konteks slawerny, sodat jy nie bang hoef te wees nie, want vrees was natuurlik 'n geweldige deel van die slaafervaring, vrees vir die eienaar, vir die master, vir punishment, skus my, Afrikaanse woorde is bietjie op vir die dag, wat sou kon plaasvind as jy nou nie doen wat die eienaar verwag nie, die bevestiging dat ons tot kinders aangeneem is, en dan die geweldige intieme taal van Abba Vader, wat ons nou kan aanroep.
bevestiging net weer eens dat daar geen onderskeid is meer op grond van die feit dat mens voorheen 'n slaaf was nie. Die Gees wat self dan ook getuig, en julle hoor daardie wetlike taal ook, weer eens herinnering aan die wetlike prosesse wat betrokke was by aanneming, maar die Gees wat self getuig teenoor ons gees oor die feit dat ons kinders is, en dan die verwysing na erfgenaamskap, erfgename van God en mede-erfgename met Christus. Met ander woorde, geen onderskeid tussen Christus wat die, sou mens dan nou in teologiese terme sê, die bloedsverwante seun van God is, en ons wat nou die aangenome is, wat voorheen slawe was nie. Ons is op dieselfde vlak mede-erfgename as wat Christus self is. Die volgende verwysing is dan net so 'n paar verse aan, daai pragtige gedeelte oor die ganse skepping wat in geboortepyne verkeer. En toe ek dit die eerste keer lees, het ek dit nie raak gesien en toe besef ek maar die geboortepyne is natuurlik nou 'n verwysing ook na biologiese prosesse wat natuurlike of bloedverwantskappe sou veronderstel. So die feit dat Paulus eintlik so naby aan mekaar verwysing het na die skepping wat in geboortepyne verkeer en dan net daarna praat oor die proses van aanneming, is eintlik vir my 'n pragtige kontras wat by mekaar gebring het, die innerlike sig ook, met die vooruitsig dan van die aanneming as kinders, die bevryding van ons liggame. So hier sien ons bietjie 'n eskatologiese interpretasie van aannemingstaal, die vooruitsig dat daar ten minste dan 'n mate van bevryding van ons liggame nog voorlê. En belangrik hier is om te onthou dat 'n slaaf se liggaam natuurlik aan hulle eienaar behoort het, né? So daarmee saam het maar dikwels ook gewelddadige praktyke gepaard gegaan. So weer eens die keuse vir die taal dink ek nie is hier toevallig nie. Ons sien uit na ons aanneming tot kinders en die bevryding van ons liggaam. Ons is nie meer 'n besitting soos wat 'n slaaf is nie, maar regtig vry in elke moontlike opsig, en dit word dan gekoppel in vers 24 met die taal van verlossing en hoop en uiteindelik dan ook volharding. Die laaste verwysing in Romeine is in Romeine 9, en hier weet ons, is daar 'n bietjie 'n skuif in Paulus se gesprek. Hy rig hom dan spesifiek op die Joodse groep in die gemeenskap. En julle sien in vers 4 dan die beskrywing, hulle is Israeliete, aan hulle behoort die aanneming tot kinders. En dan die res van die taal wat mense sien ook baie duidelik dan die Joodse identiteit ook daar toelig. Aan hulle behoort die voorvaders. So weer eens die taal van jy's nou deel van 'n groter verhaal ook. Natuurlik aan die een kant hier die voorvaders met verwysing na die geskiedenis van Israel, maar ek dink verseker dan ook binne die kontoure van jy's nou deel van 'n groter erflating. Jy neem as ware ook die naam nou verder vorentoe deur Christus. Dit dan die 3 tekste in Romeine. Ons skuif dan oor na die konteks van die Galasiërsbrief. Hier dan net so vlugtig. Die konteks is een waar nie-Joodse bekeerlinge ervaar dat daar druk op hulle is om nou ook die Joodse praktyke te moet onderhou. Sake soos die besnydenis, die koswette, die Joodse feeste kom ter sprake, en Paulus wat baie vurig dan hierop reageer. Eerstens omdat sy eie apostoliese gesag en gedrang kom of in twyfel getrek word deur sommige, maar hy maak dit duidelik dat gelowiges net geregverdig word deur geloof in Christus en nie deur enige werke van die wet nie. En dan spesifiek die taal wat hy sê, moenie weer slawe word nie. En weer eens, as mens nou die konteks van aanneming hier in gedagte hou, tref dit dalk nog dieper as voorheen. Ken 'n gedeelte uit Galasiërs 3, weer met die gedeeltes in kleur wat die aannemingstaal of die aannemingspraktyke bietjie wil toelig. Julle is almal kinders van God in Christus Jesus. Julle almal is een in Christus Jesus. Dan die taal van nageslag in vers 29, nageslag van Abraham, en ooreenkomstig die belofte erfgename. En natuurlik dit na die
die herinnering dat daar nie meer onderskeid is tussen Jood en Griek, slaaf of vryman, manlik en vroulik nie. Die gedagte dan aan in Galasiërs 4 vanaf vers 1, eintlik geweldige detail wat ons hier kry, weer eens 'n blik op die konteks van daai tyd. Solank as die erfgenaam nog minderjarig is, verskil hy eintlik niks van 'n slaaf nie, alhoewel hy die eienaar van alles is. Hier dan die verwysing dat selfs al is jy al reeds 'n erfgenaam gewees, vir solank as wat jy onder die toesig van jou vader was, was jy eintlik maar oorgelewer aan die vader se of die pa se opdragte, se versoeke en dies meer. Paulus sê eintlik dan nou nie veel anders as wat 'n slaaf se ervaring was nie, maar hy staan onder die beheer van voogde en bestuurders tot die tyd aanbreek wat deur sy vader bepaal is. En dan gaan hy oor en sê, dis in ons geval ook so, toe ons nog minderjarig was, as slawe onderwerp was aan die elementêre beginsels van die wêreld, en daar's allerhande interessante moontlikhede oor hoe mens dit moet verstaan, maar dan gaan hy verder en praat van God wat sy seun uitgestuur het, weer daai familietaal, sodat hy die onder die wet kon loskoop. Ons hoor daar daai praktyk ook van die vrykoop van die slaaf, sodat ons as sy kinders aangeneem kan word, en dan weer, sien ons daai intieme taal, die Gees wat roep, in hierdie geval, Abba Vader. En dan die herinnering vers 7, juist dis nie meer slaaf nie, maar seun. En as jy seun is jy ook erfgenaam deur God. Seun, want dit sou nou tipies seuns wees wat nou aangeneem is, maar ons sal dit natuurlik dan ook weer kan verstaan vandag. Maar spesifiek dan hierdie klem, dis nie meer 'n slaaf nie, maar nou 'n seun, en alles wat daarmee saamgaan. Die laaste een waarna ons kyk is dan die verwysing in die Efesiërsbrief. En in die Efesiërsbrief gaan dit nie soseer oor 'n spesifieke konflik of 'n plaaslike probleem nie, maar eerder 'n algemene aansporing, en bietjie teologie rondom wat is die aard van die kerk en wat beteken dit om 'n navolger van Christus te wees. Waarskynlik hier 'n kombinasie van Joodse en nie-Joodse gelowiges bymekaar met een van die groot vrae en temas op die tafel, wat beteken dit om as een liggaam in Christus te leef? En die verwysing kry ons dan in Efesiërs 1 vers 4 tot 6, en hier baie sterk is die tema dat God eintlik ook die bepaler is, vooraf reeds bepaalde kontoure in plek gesit het, voor die grondlegging van die wêreld is ons reeds uitgekies, en dit is voorbestem, en dan weer die aannemingstaal, om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. So daai verwantskap tussen genade, aanneming, vrygekoop, maar dan Efesiërs wat baie duidelik maak, hierdie is al reeds van voor die begin van tyd eintlik deur God so gewild. Dis ook nie toeval dat ons nou die aangenome kinders van God is nie. 'n laaste opmerking net, en dis so bietjie dalk bietjie aspres van my kant af, maar dit was toch vir my opvallend as mens dink, goed, mens sou maklik kan sê dat hierdie was nou Paulus se opmerkings, en dat ons dalk eintlik maar as ons nou dink oor wie's deel van die familie en wie's nou die aangenomes, wie's die vrygekooptes, dat ons maar weer sou kon verval in 'n tipe ons en hulle, tussen diegene wat ons meen nou nie noodwendig so deel is van die familie van God soos wat ons self dalk is nie. En as 'n herinnering amper sien ons dan in die Matteus evangelie, en ons ook verwysings in Markus en Lukas, hoe Jesus eintlik nie dan na die praktyk van aanneming verwys nie, maar wel 'n relativering van bloedfamilie op die tafel sit. En dit is die teks waar daar ook al baie vrae was. Mense sou al vra, maar waarom is Jesus so negatief oor sy familie? Hoe moet ons dink hieroor? Jesus wat met die skare praat in Matteus 12, sy ma en sy broers is buite en wil met hom praat, en iemand
merk dit op teenoor hom en hy wat dan reageer en sê maar wie is my moeder en wie is my broers? En dan kyk na die disippels en diegene rondom hom en sê kyk hier is my moeder en my broers want elkeen wat die wil doen vir my Vader in die hemel, die is my broer en suster en moeder. En as mens nou besef hoe geweldig belangrik huishouding was, familie was, diegene wat verwant was aan jou, en hoe daar eintlik met bietjie van 'n stigma gaan kyk was na die praktyk van aanneming en diegene wat nou deel geword het van die familie wat dalk nou nie volgens die maatstawwe van die tyd moes deel geword het nie, dan bevestig hierdie eintlik maar net vir my weer die radikaliteit van die genade van God se liefde, se sorg, van 'n regtig 'n nuwe familie wil skep, en dit deur die werk van Christus, nie deur enige toedoen van ons wat aangeneem is nie. So dan net 'n laaste opmerking en dan kan ons oorgaan in gesprek is eintlik dat ons onsself maar net herinner wie is ons en wat beteken dit vir ons hermeneutiek en hoe ons dalk verskil van mekaar, wanneer ons dan nou verskil, dat ons maar sê ons almal is voormalige slawe wat geen vooruitsig gehad het nie en eintlik maar net besittings was in wêreldse standaarde, maar dat ons vrygekoop en aangeneem is deur God die Vader en dit is waarvan elke medegelowige is om met wie ons die Bybel ook lees en selfs van wie ons geweldig kan verskil, dat ons deel is van een nuwe familie, en dit absoluut deur niks wat ons self kon doen nie. En die vraag wat ek myself afvra en ook maar krities oor hoe ek ook dikwels voel as mense met my verskil, is hoe rig hierdie wete en hierdie realiteit dan ook ons gesprekke met mekaar oor die Bybel en oor mekaar, staan hierdie Godgegewe identiteit regtig sentraal tot ons manier van dink en doen, ook in die kerk en ons geloofsgemeenskappe, hoe getuig ons oor ons andersoortigheid, en hoe getuig ons oor die Bybel ook, as getuienis oor die gans andere, wat wel kies om met ons op reis is, voormalige slawe vrygekoop, maar nou geheel en al deel van die familie van God. So dit dan dit van my kant af. Nina, baie dankie. Ek is jammer vir die nonsens wat ons in die begin gehad het, maar dit is nou 'n tegniese probleem hier die kantoor uit. Maar ek is so bly 'n klomp mense het sedertdien aangesluit. Ek het gesien Strauss het nou so 'n paar minute terug aangesluit. Strauss is net betyds vir die kollekte, maar dankie dat jy hier is. Kom ons maak dit oop. Kom ons gee geleentheid vir 'n paar vrae. As daar vrae is vir Nina, geef my 'n aanduiding, steek 'n handjie op of sit jou kamera net aan en dan kyk ons, het baie interessante goed uitgekom. Kom ons hoor. Daar's ook nie jou vir jou kollegas wat vir jou moeilike vrae wil vra nie, Nina. Ja, hulle is vooraf gewaarsku, so. Leon, ek wou ook miskien bietjie net kan gesels, miskien oor die baie verskillende konflikte, of dit iets is wat 'n mens help net om te dink oor wat spesifiek is dit waaroor ons vassit, waar is die skaafplekke, ons hoef nou nie, jy weet, 'n vreeslike sombere negatiewe gesprek te hê nie, maar so ek sê, dit het my nogals gehelp net om te sê, wel, kom ons wees dalk bietjie meer genuanceerd as om net te sê ons het verskillende hermeneutiese raamwerke. Ja, miskien sommer dit as 'n afskop. Ek dink dit sou daar sou mense 'n lang gesprek kon hê, want bloot om te sê ons kyk gereformeerd na die Bybel, is ook al 'n omvattende term wat 'n klomp verskillende interpretasies het. So op die ouend is dit ook nie so eenvoudig nie, né? Is daar hierso's 'n vraag van Lizet Hofman, is daar nie soms ander redes as hermeneutiese verskille vir die verskillende interpretasies nie? Ja, jy kan ook net so 'n boodskapie skryf soos wat Lizet nou gemaak het. Nina? Ja, ek dink, tereg, ek dink bloot die feit dat ons uit verskillende kontekste na die teks toe kom,
verskillende maniere selfs groot geword het met hoe 'n mens die Bybel hoort te lees, né. Ek meen daai goed lê alles onderliggend wanneer ons nou, ek wil sê vandag as volwassenes hermeneuties doenig is, het ons maar waarskynlik 'n klomp moets en moenies in ons agterkoppe, selfs in jou teologiese opleiding, wat die kringe is waarin jy blootgestel was, so verseker, ek dink daar's ook ander redes as net eenvoudig ons kom by verskillende plekke uit. En dit sou ek sê is, ek meen dis 'n baie verskeidenheid faktore, maar tereg dink ek daar help die raamwerk van die verskillende soorte konflik. Hoe dink ons oor die Bybel? Hoe dink ons oor die proses van lees? Hoe dink ons oor wie mag die Bybel lees? Is dit vir ons voldoende om net die verskillende stukke van 'n teks te verstaan, of soek ons opreg ook na wat dit beteken op 'n verantwoordelike manier vandag? So ja, Lizet, ek dink daar lê verskillende redes daarin. Ek sien Kobus het ook hierso reeds 'n vooraf opgestelde uitkomsbesluit het. Ja, inderdaad, né? En ek meen ons is mos nou dikwels, ek dink min van ons sal 'n teks lees of met die vertrekpunt werk dat 'n mens nou by 'n slegte uitkoms wil uitkom, né? So ons elkeen sou oortuig wees dat dit waartoe ons wil beweeg met ons interpretasie of dit wat ons op die tafel wil sit, eintlik ten beste en ten goeie is vir ons geloofsgemeenskap, vir die kerk, vir wat die Here van ons wil. Ek dink dis natuurlik wat dit dikwels triekie maak, né, is dat, ek meen, hierdie is ook 'n geloofshandeling. Dis mos nou nie asof ons niks beter het om te doen met ons tyd nie, en op die ou end maar verskil van mekaar, want mense doen dit net nie. Ons doen dit regtig omdat ons soek na die wil van die Here, en dit is nie noodwendig 'n eenvoudige proses nie, en om te onderskei wanneer is ek besig met my vooropgestelde idees en wanneer hoor ek regtig die stem van die Here. Sjoe, ek meen dit, daai is 'n baie ja, dis moeilik, dis uitdagend. Nie onmoontlik nie, maar dit vra genuanceerdheid. Ek dink deel van die gesprek, Nina, is dat 'n mens die ander party se bona fides moet aanvaar, want vir hom of vir haar is hulle verstaan van die Bybel net so belangrik en net so opreg soos jou eie. En dit mis ons dikwels in die gesprek, dat mense soms wil voorgee, maar my verstaan is 'n geldige verstaan en joune nie, want jy's nie ernstig oor die Bybel nie. En ek dink nie dis die geval nie. Ek dink almal van ons is ernstig oor die Bybel, maar dit het baie te maak van waar jy staan. Die hele Israel konflik is op die stadium nou hoog in die nuus, en dit het vir my baie parallelle met ons eie geskiedenis in die apartheidsjare. As jy vir 2 Christene sou vra om die Bybel te lees, wit Christene as steun vir apartheid versus swart Christene ly onder apartheid, gaan hulle duidelik dieselfde Bybel heeltemal anders lees, met jou konteks bepaal 'n geweldige klomp goed. En ek dink dis deel van, dit sluit aan by wat Kobus daarso sê, ons het klaar besluit, ons is aan hierdie kant, nou veg ons vir hierdie kant so hard as wat ons kan, en ons sukkel om terug te tree en te kyk. Wat sê Kobus nog? Die metafoor van aangenome kind help my opnuut om met nederigheid en versigtigheid die hermeneutiese hangbrug te betree. Dankie, Nina. Ja, inderdaad, Kobus, inderdaad. Mense, is daar nog 'n vraag iewers van iemand? Ons sit so amper 21 minute aan die gang, dis goed. Alright, kom ons stop. Wag, hierso sê Jors Reinders, as ek saam met iemand anders 'n vrygekoopte en dan ook vrygemaakte slaaf is met ons eie unieke sosiale stigma van die verlede, hoe kan ek voel jy hoort nie saam met my in 'n nuwe gesin nie? Die Vader kies mos in genade, nie ons nie. Ja, inderdaad, Jors, inderdaad. Goed, dan gaan ons op hierdie stadium stop. Nina, ek sê vir jou baie dankie vir jou moeite met jou voorbereiding en jou aanbieding vanaand. Ek vra weer eens om verskoning vir die frustrasie aan die begin, maar gelukkig het ons die record knoppie gedruk voor die moeilikheid begin het. So alles is opgeneem. Ek sal dit môreoggend aflaai en dan saam met verlede week se gou 'n bietjie
skaaf en dan so gou as moontlik op ons YouTube kanaal kry en dan vir almal ook daai skakel deurstuur. Dan kan mense ook die ouens wat dit nou vanaand gemis het. Ons was 23, verlede week was ons 39, maar ek glo 'n klomp mense het dit nou gemis omdat die skakel wat hulle gehad het op die ou en toe nie gewerk het nie. Maar dankie vir julle elkeen wat hier was en Nina, dankie vir jou. Dankie Leon, waardeer. Lekker aand. Lekker aand, ons praat weer. Onthou as jy VBO punte wil hê, stuur vir my 'n e-pos met die Dasku 3. Dan stuur ek vir jou punte.